Goeiedag liewe vriende, baie welkom by die uitsending van ons erediens. Ja, dit voel ook nou vreemd in my tuin, ja, maar die uitsending van die erediens van die NG Gemeente De Bruin Park vir die 19de van Oktober. Ek sit met 'n baie spesifieke rede vandag hier in die tuin. Ons gaan 'n bietjie lees uit Psalm 32 en ons gaan 'n bietjie praat oor die seisoene wat ons optel in die psalms en die seisoene van ons lewens ook. Ons sien uit daarna. As jy vriende, kom ons lees dan nou hier uit Psalm 32, die Psalm saam, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortredings nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somershitte. Toe het ek my sonde bely, my oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is my skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdige, jubel alle opregtes. Vriende, dikwels as ons in die psalms lees, dan vind ons psalms wat aan die een kant omtrent die hele psalm omtrent net 'n geklaarry is, en die digter wat huil oor sy toestand of oor die feit dat hy voel maar God sien nie sy nood raak nie. Dan kry ons weer psalms wat net uitbreek in lof, dit kan net nie beter gaan nie, dit gaan net goed. En dan kry ons ook psalms wat so bietjie ergens tussen dit is, waar mens agterkom, die persoon vind hom eintlik maar op 'n nuwe plek waar hy 'n bietjie vrae vra en miskien nuwe ontdekkings maak. Die boekie van Stefan Joubert, ek wil nie sê boekie nie, is so 'n dik boek van Stefan Joubert wat hy sê, ons sluit die Bybel, waarin hy spesifiek oor die psalms praat. Wys hy daarop dat Bruggeman is 'n teoloog wat nou vir baie jare die Ou Testament gedoseer het, maar dan spesifiek oor die psalms. Dit sê hy, sê mens kan in die psalms maar praat oor, ek wil amper sê 3 seisoene wat 'n mens dikwels in die psalm kry, partykeer 'n seisoen in 'n psalm, partykeer meer as 1 seisoen in 'n psalm. En nou gebruik hy soos 'n goeie teoloog ook nou maar veronderstel is, gebruik hy groot woorde om hierdie seisoene te beskryf. Maar in kort gaan dit daaroor dat hy sê dit gaan oor seisoene wat 'n mens jou eintlik bevind soms in 'n situasie waar jy voel maar dit gaan nie goed nie. Kom ons noem dit winter. En dan kry jy ook nou die seisoen wat jy voel maar dit blom, dis somer. Maar dan is daar ook die oorgangsseisoene waar jy besig is in hierdie oorgangsfase. En dis hoekom ons vandag hier in die tuin is. Ons is nou in Oktober en dis nou die ironie van vandag. Ons is nou hier so in amper die tweede helfte van Oktober al 'n end in. En nou is dit vandag winter in Ermelo. Yskoud hier buite, die windjie die waai, julle sien aan hierdie blomme. Maar sedert die winter, toe dit regtig winter was, het hier in hierdie tuin van ons nou 'n paar dinge gebeur. Sekere van die plante soos die gras wat heeltemal droog was en doodgeryp was, het nou intussen groen geword. Die bome het begin blare kry. Die appelkoesboom se appelkose is nou al so 'n bietjie
Ons sou in ons tyd gesê het so groot soos 'n goen, is nie meer 'n alie nie, hy is nou al lekker groot. Die ander boontjies het begin blom. Hier langs my sit ek nou met 'n petunia. Nou hierdie een is omtrent die enigste een wat die hele seisoen deur winter en somer bietjie aangegaan het en blomme gehad het en ten minste groen loof gehad het. En is eintlik nou op 'n baie mooi stadium. Maar die rede daarvoor was dat ons hierdie petuniaatjie eintlik troetel, want dis nou 'n baie spesiale geskenk van Karlien, Gert se vroutjie wat vir ons gesê het sy bring vir ons hierdie blomme. En ons skuif hom omdat hy gewillig is om winter en somer te blom, skuif ons hom. Ons het hom in die somer 'n bietjie daar in die son gesit en toe dit nou bietjie begin warm word, het ons nou 'n karton so half oor hom gesit, so op 'n onopsigtelike manier dat die son hom nie te veel brand nie. Maar as dit nou regtig hoogsomer word, dan hang ons hom hier onder hierdie bottlebrush waar hy so bietjie semi-skadu het, eintlik baie skadu met so bietjie son, maar net die hitte is genoeg. En dan wil ek vir julle sê, omdat hy op hierdie regte plekke is, dan blom hy nou letterlik die hele jaar. Dit kom en gaan, julle sal sien hier's op hierdie stadium blomme wat baie mooi is, 'n paar wat alreeds 'n bietjie begin afgaan. Hier's van hulle wat nou al soos hierdie netjie al heeltemal verdor het, wat vroeër baie mooi was, maar hierdie petunia doen sy beste. In Psalm 32 kom toegeskryf aan Dawid hierdie psalm, kom hy en hy sê, wel ek wil jou onderrig. Ek wil jou raad gee. In sekere sin kom Dawid en hy sê, weet jy, ek wil jou help dat jy die meeste van die tyd kan blomme dra. Dat dit met jou meeste van die tyd ietsie in jou lewe teenwoordig is waaroor jy voel, maar ek kan hieroor dankbaar wees en ek kan hieroor juig. En dan kom ou Dawid en hy sê in sy eie lewe, in 'n sekere sin kom leer hy ons en sy lesers van sy tyd uit sy ervaring. Hy sê, weet julle, daar was 'n tyd in my lewe wat ek oor 'n bepaalde sonde waarin ek vasgevang was, geswyg het en stil gebly het. En hierdie swyg en stil van bly vir my oor hierdie sonde het eintlik gemaak dat ek innerlik geestelik besig was om te verswelg. Dis amper soos wanneer ons hierdie plant nou op hierdie warm somerdae wat ons 2-3 dae gelede gehad het en byvoorbeeld in Desember in hierdie hittige son net sou neersit en daar kom nie deur die dag so bietjie 'n skaduwtjie oor hom nie, dan sou hierdie boontjie ook nou maar net eenvoudig by daai punt kom en sê, maar ek kan in hierdie omstandighede miskien oorleef. Maar ek kan nie blom nie, want ek het nie die energie en die water en die vog om nog blomme te dra nie. Sê Dawid, toe hy van sy sonde geswyg het, toe hy stil gebly het oor geestelike dinge in sy lewe wat nie in plek was nie. Die sonde wat eintlik die geestelike lewe verstik het ek dit nie gemaak nie. Maar hy begin hierdie psalm met 'n belydenis dat hy ken 'n God na wie toe hy kan gaan. Wat hy uit die verlede uit geleer het, na wie toe 'n mens kan gaan en voor wie jy jou sondes kan bely en wat bereid is om te vergewe. En dan kom sy hierso, toe ek geswyg het ek verwelk, maar toe ek bely het God my vergewe en het ek weer nuwe geestelike krag en innerlike sterkte en voorspoed geniet. En vriende, daarom wil ons vandag 'n bietjie praat oor ons elkeen sy seisoene. Ons lees die psalms. Ons sien hier in die psalms dat die psalms juis hierdie wonderlike, eerlike boek is waarin digters, kunstenaars kom en sê, ja, ek is daarom nou in hierdie krisis in my lewe. Dis daai tye wanneer 'n mens by die dokter was en jy het gegaan vir 'n bloedtoets of vir 'n autopsie of iets en die ontvangsdame bel jou en sê die dokter wil jou sien. Dan sit mos so half asof hier iets binne in jou in mekaar krimp, want jy weet, hulle het eintlik 'n bietjie daar weefseltjies gevat om te kyk of daar nie kanker is nie en of daar nie iets in die bloed is wat nie reg is nie. En as die dokter sê hy wil jou sien, dan begin jy in mekaar krimp. Daai seisoen van ek het uit my comfort zone uit is nou geskit en ek begin wonder oor die lewe. Nog slegter,
as jy slegte nuus kry nie. Die dokter sê vir jou, jong, dis nou maar so. Ek het nie vir jou goeie nuus nie, jy het kankerselle. En dan is al die kaarthuis mos sommer net daar in mekaar. En dan is dit die tyd wat ons, soos Dawid, wanneer hy besef het hy was op 'n verkeerde plek, weer naby aan God beweeg en net eenvoudig met God begin worstel. En in hierdie worsteling het sy oor sonde of miskien oor 'n fisiese siekte wat ek beleef, 'n slegte toestand wat ek beleef, kom ons in 'n ander seisoen. Dis hierdie oorgangsseisoen wat ons van hierdie gemaksone waar alles volgens ons dalk uiterlik goed was, maar ons eintlik besig was om deur die son geskroei en gebrand te word, kom ons dan weer voor ons God en ons bely ons sondes en vanuit dit groei daar, sê Dawid vir ons, 'n nuwe seisoen. So 2 naweke terug kom ons by die belydeniskamp aan en al die kinders is wonderlik bly, hulle is hier by badplaas, hulle gaan nou swem, maar daar's een arme meisietjie wat die week voor die tyd by Belito was en sy het dit 'n bietjie oordoen. Die son het haar op 'n bewolkte dag gebrand. Sy lyk soos ons sê, ons wat ouer sal ken, die ou rooiworsies wat ons vroeër jaar gehad het. Nie hierdie bleek bananas van vandag nie, 'n rooiwors, hy was regtig so rooi. Sy het so gebrand. Sy het vir 3 dae, vir 2 dae eintlik letterlik, kon jy sien, swaar gekry. En op die 3de dag, die Saterdagmiddag tot die Sondag, toe sien ek, maar nou sê weer mens. Hierdie deurgaan van 'n moeilike paar dae in haar lewe en ons beleef dit almal. Maar dan kom Dawid en hy sê, dat juis hierdie moeilike tye van ons is soms die tye wanneer God ook in ons werk. Toe hy moes voor God nederig, verleë staan en sê, Here, ek bely hierdie sonde. Mens weet nie of dit destyds was met die sonde van Batseba nie. Trouwens, ons kry eintlik Psalm 51 wat daarop aanspraak maak, dat dit die Psalm geskryf is wat Dawid gebid het toe hy die sonde oor Batseba moes bely. Maar as Psalm 32 nou 'n ander geleentheid was, dan kom ons maar net weer agter, selfs ou koning Dawid moes meer as een keer in sy lewe sê, Here, ek bely. Ek het in hierdie ding geval en ek het vasgevang geraak in hierdie ding en ek het gedink dis die nuwe lewe, dis die nuwe seisoen. Toe kom ek agter eintlik, ek staan in die son en hy brand vir my stil stikkend. Ek kom dit net te laat agter. En daarom Dawid wat hierso dan afsluit hierdie Psalm met die gedagte, hy sê, moenie hardkoppig wees soos 'n muil of 'n perd wat met 'n toom in die bek beteel moet word nie. Met ander woorde, Dawid kom sê eintlik, jong, 'n mens kan soms so volhard in dit wat verkeerd is en op die verkeerde weg, dat God by daai punt kom om ons letterlik teels moet insit. Daarmee wil hy eintlik sê dat God 'n bietjie harder met ons moet werk as wat normaalweg nodig is met 'n mens. Dit gebeur ook met ons. En daarom moet ons vandag maar net hoor wat Dawid sê, ek wil jou onderrig. Bly weg van seker goed af, wy jou toe aan die Here, lewe naby die Here, want as jy nie dit doen nie, sal God as die goeie Vader weet, ek moet hierdie perdjie van my nou betuel. Ek moet hom 'n toom in die bek sit, ons moet hom 'n bietjie vasvat en hom na die regte plek toe lei en ry. En daarom is hierdie Psalm eintlik in al 3 seisoene wat ons vandag gaan praat het. Dawid wat sê, ek was daar, ek was in hierdie seisoen van sonde, en toe ek daar was, het ek gedink, dis die lewe. Maar toe kom ek agter, mens kan stil deur die son so verbrand word, dat jy na die tyd met blaase en velle afdop. Daai oomblik is dit lekker, maar later dop jy af. En toe ek my sonde voor God bely, het God my vrygemaak, het my vergewe, het my nuwe vreugde laat ervind. Dit is eintlik maar die probleem van die seisoen, wanneer ons in die sonde is, of ons dit nou op daai oomblik beleef as die somerseisoen, is dit eintlik 'n baie skadelike seisoen in ons lewe. Ons geniet aan die een kant die sonde, maar dit is besig om my gees dood te maak. Stil brand ek. Stil kom ek te laat agter wanneer daar dinge nie meer lekker is nie. En dan is dit die tyd wat ons na die Here moet gaan. En daarom wil ek vandag vir jou
opnuut uitdaag om na jou persoonlike lewe te kyk. Waar is jy? Watter seisoen beleef jy op hierdie stadium? Is jy miskien besig om lekker daar op die strand te tan terwyl die son besig is om jou eintlik slaap te gee? Dit is die sonde wat soms lekker klink. Dit kan 'n stuk voorspoed wees rondom jou finansiële lewe wat miskien op 'n verkeerde manier of met 'n verkeerde fokus op jou inspel, en op hierdie stadium lyk dit goed en lekker, maar dit kan op die ouend 'n groot sonbrand veroorsaak. Dit kan vir jou seer maak. En daarom wil ek vandag vir jou vra, my vriend, kom ons vat elkeen net weer 'n boekie en ons dink aan hierdie ou blommetjie wat ons in hierdie tuin rondskuif sodat hy die beste kan wees. En dis wat God met ons doen. Hy skuif ons soms omdat hy weet wat vir ons goed is. Mag die Here vir ons help. Mag ons nie soos 'n perd of 'n muil wees nie. Mag ons laat rondskuif deur die Here na die plekke toe wat hy weet vir ons die beste is, en daar die vreugde beleef, die blydskap beleef wat Dawid dan op die ouend ook sê hy beleef, omdat hy voor sy Here oopgebreek het, eerlik kom staan en te sê, Here, hier is ek, in my gebroke sondigheid vergewe my, en die Here het hom vergewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in die seisoene van die lewe soms verlei word om op plekke te wees en dinge te wees wat ons diep in onsself weet nie vir ons goed is nie, maar wat vir ons op daardie oomblik lekker is en sommer net opwindend is. Maar Here, dat ons ook vandag by Dawid leer dat U die beste weet en dat U soms 'n toom in ons bek sit om vir ons by die regte plekke te kry. En daarom bid ons, Here, maak ons eerlik en opreg voor U, soos Dawid ook hier sê, om opreg voor jou God te lewe, dat ons dit sal doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, mag die Here vir jou goed wees, deur jou op 'n pad te vat wat hy weet vir jou goed is. Totsiens.